Nou ja, ons is by ons derde sessie vanaand. Ons praat oor die hoër lewe in Jesus Christus. Nou, wanneer ons praat van die hoër lewe, dan beteken dit nie ons probeer meer grand wees as die ouens daar buite nie. Ons probeer ook nie hoogmoedig wees nie. Ons probeer ook nie onsself beter maak as ander mense nie. Wat ons wil doen, is ons wil onsself inbring in die volheid van die werk van Jesus Christus. Daar's mense wat hulle self bevind in 'n die Engelse noem hulle die miserable middle. En dis 'n plek waar jy die wêreld gelos met sy begeertes en met sy verlangens en met al sy verkeerde sondige dinge. Dis daar. Jy doen dit nie meer nie, jy volg nie meer die wêreld se spore nie. En hierdie kant het ons die volheid van Jesus Christus, die lewe van wonderwerke, die lewe van vervulling, die lewe van blydskap in die Here, die volheid van alles. En dis waarheen ons op pad is. Maar party mense sit vas hier in die middel. En dis 'n slegte plek om te wees. So wat ons wil doen is, ons wil vorder tot op die plek waar ons instap in die volheid van beloftes, volheid van ons erfdeel, volheid van die hele prys wat Jesus betaal het, en die volheid van ons potensiaal. Want die Here het ek en jy elkeen gemaak met 'n spesifieke doel. Hy het vir ons 'n hoë plek, 'n hoë roeping, sê Paulus. En 'n plek wat ons moet vervul in hierdie lewe. En dit is die plek van volkome blydskap, van volkome vrug, van volkome heelheid in ons totale lewe. En dis die plek waar ons wil heen gaan. Dis die hoër lewe. So, kom ons gaan vanaand 'n bietjie gesels. Ons het die eerste sessie, het ons vir mekaar gesê, ons gedagtes moet verander. Jesus se eerste woord, toe hy op aarde begin bedien het, was, bekeer julle. Bekeer is 'n baie interessante woord. Die woord in Engels is repent. Nou, repent, dink ons, is wanneer 'n mens vorentoe kom, wanneer 'n uitnodiging is in die kerk, en jy kom op die mat en jy buig hier neer en jy bely jou sondes en die Here vergewe jou. Maar repent is iets anders. Die woord pent het 'n betekenis. En pent se betekenis is om die hoogste te word. As jy gaan kyk as jy by 'n woonstelblok kom, dan is daar 'n huisbak, en as jy partykeer in die huisbak klim, dan is daar 'n knoppie wat vir die heel boonste verdieping, hulle noem hom die penthouse. Die penthouse is die boonste verdieping. So wat Jesus gesê het met repent, beteken kom terug na die hoogste plek toe. Jy sien, die dag toe Jesus ons geskaap het, toe God ons geskaap het, toe het hy ons gemaak in sy beeld. En ons is soos hy. En ons is geplaas in die posisie van heerskappy oor die hele aarde. Die opdrag in Genesis 2 was gewees, heers oor die visse van die see, oor die diere van die aarde, oor die voëls van die hemel, en oor die hele skepping. En wat het ons gedoen? Ons het daai vrugte geëet wat verkeerd is. En ons val in sonde, en ons val van ons boonste posisie af, en ons val op 'n plek waar ons 'n redder nodig het, waar ons 'n verlosser nodig het. En Jesus kom, en hy sê, repent. Kom terug na waar jy hoort. Waar hoort ons? In heerskappy. So dis wat ek vanaand met u wil gesels. Ons het toe gekom, verander jou gedagtes. Die laasweek se sessie was gewees om te weet wie jy is, om jou identiteit reg te kry, om te kom op die plek waar jy besef, ek is God se kind, ek is nie 'n gewone mens nie. Ons mag nie meer sê, ek is 'n gewone mens nie. Nie omdat ons dink ons is beter nie, maar omdat ons wil besef, ons is God se kinders. Gewone mens, identiteit is iemand wat homself sien met swakhede, met feilbaarheid, met sy eie nietigheid, met sy eie beperkinge. Terwyl die woord sê, julle is nou kinders van God. 'n Kind van God het ander moontlikhede, hy het ander gereedskap, hy het swaar gewig, militêre toerusting, geestelike toerusting waarmee hy die duiwel beklei. Gewone mense het nie dit nie. So ons is nie meer gewone mense nie. Dit het ons laasweek oor gesels. Vandag gesels ons oor om te sit in hemelse plekke. Om te sit in hemelse plekke. Ek wil vir julle lees Efesiërs 2 vers 4 tot 6.
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade. Onthou, voordat ons by die Here uitgekom het, was ons dood in ons gees. Ek en jy, soos ons hier sit, is selfs gees, nommer 1, dis die heel binneste senter van ons hele wese, en dis ons ware identiteit. So ek is, in die diepste van my wese, is ek 'n gees. Ek is nie 'n liggaam nie, ek bly in 'n liggaam. Maar ek is 'n gees. En ek het 'n siel. My siel is my denke, my emosies, my waarnemings, my sintuie, die dinge wat my brein redeneer, dis my siel. En dan is daar my liggaam, en dis die deel wat julle kan sien, die res van my kan julle nie sien nie. Maar nou sê hy, ons was dood deur die misdade. So wat het die misdade gedoen? Dit het ons gees doodgemaak. Ons het 'n dooie gees gehad. My siel was daar en hy smag na lewe en hy soek na dors. Hy is soos 'n hert in dorre streke, soos Dawid sê, en my liggaam was daar, maar my gees binne my het nie geleef nie. Nou sê hy het ons lewend gemaak saam met Christus. So nou kom ons terug, wanneer het Christus lewend geword? 2000 jaar terug. So die werk is voltooi daai tyd. So vandag soos ons hier sit, wag ons nie vir die Here om ons lewend te maak nie. Ons stap in die lewe wat hy reeds vir ons gemaak het. En dis 'n belangrike ding, want baie mense, baie Christene sit en wag dat God iets moet doen binne in hulle, hy moet hulle opwek, hy moet hulle krag gee, hy moet hulle lewe gee, hy het dit klaar gedoen in Christus. Maar nou moet ek dit vat, nou moet ek dit my eie maak. En dis waar ons baie keer struikel. Maar net nie net dit nie, hy sê, ons is lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek uit die dood, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. En daai is een van daai goed wat ek so lief is om te sê, daar blaas ons views. Want, hoe verstaan ons dit? Paulus praat hier in die verlede tyd. Hy sê, nie eendag nie, nie eendag wanneer ons daar bo kom nie eendag wanneer ons sterf hier in ons laaste uitstapel. Hy praat in die verlede tyd. Hy sê hy het ons lewend gemaak. Hy het ons opgewek en hy het ons saam laat sit in die hemele. So hierdie is 'n huidige werklikheid. Hierdie is iets wat nou van toepassing is. En daar moet ons vanaand uitkom, want die oomblik wat ons hierdie goed gaan gryp, en die oomblik wat ons dit gaan verstaan, gaan dit jou totale lewe verander. Want jy gaan besef dat ek in my 3 dele, hier op aarde loop 'n liggaam rond, hy trap stof op hierdie stofstrate en in hierdie stofpaaie en op hierdie grond. Maar ek het 'n gees wat in die hemele is, in Christus Jesus. En dis die ware ek. So die ware ek is nie hier gebonde nie. Ek leef op 2 plekke. En dis baie belangrik om dit te besef, want daar is altyd 'n bewustheid van posisie in 'n mens se gedagtes. Soos wat ons hier sit, is ek altyd bewus van die omgewing waar ek is. Hier waar ons nou sit, weet ons is nou binne in die kerk, ons is nou besig om te gesels oor hierdie dinge. Wanneer ek hier uitstap, wanneer ek by die huis is dit daar 'n bewustheid van wie ek is, waar ek is, en wat rondom my aangaan. Nou die bewustheid wat of wat normale mense het, is dat ek is hier op aarde. Jesus was hier, hy het opgevaar hemel toe, en hy is daar bo. En ek is hier, en ek moet bid, en hoop Jesus wat daar bo is, hoor my en beantwoord my gebed, en doen iets van daar af, sodat dit wat hier gebeur, kan verander en regkom. So, ons het altyd 'n bewustheid van ons posisie en van waar ons is. En hierdie bewustheid van ons posisie is baie belangrik. Ons gaan nou sien hoekom. So, ons lewe te gelykertyd op 2 plekke. Ons is hier op aarde, in ons liggaam, in ons bewussyn, maar terselfdertyd sê die woord, is ek in die hemelse plekke. En dan sê hy iets belangrik, hy sê, saam met Christus. Saam met Christus sit ons in hemelse plekke. So kom ons gaan kyk eers, waar is Jesus? Efesiërs 1 vers 20. Paulus is daar in die woord, hy sê,
Dit wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het. Kom ons kyk nou, waar sit Jesus? Want dit is belangrik om hierdie posisie te besef. Hy sit aan sy regterhand. Hy praat van God. Hy sê, Jesus sit aan sy regterhand. Nou die regterhand is baie belangrik, want onthou, in God se koninkryk werk ons met 'n koningskap. Dis nie demokrasie nie. Ons kyk nie wie sit aan Cyril Ramaphosa se regterhand nie, want dit maak nie saak nie. Ons stelsel werk nie soos 'n koningskap nie. In die koningskap het dit so gewerk, hy wat aan die regterhand van die koning sit in die setel van heerskappy. Hy is die uitvoerende mag. Hy is die een wat sê, sy woord dra krag. Die een wat aan die regterhand sit. En dis hoekom God dit so spesifiek sê. Hy sê, Jesus sit aan sy regterhand in die hemele. En dan sê hy, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. So, Paulus gee hier 'n samevatting, hy sê van elke soort van regering of heerskappy wat jy ook al kan kry. Hy sê Jesus sit bo dit. So dis die posisie wat Jesus beklee. En dan sê hy nog interessant, hy sê nie alleen in hierdie wêreld nie. So hy praat van hierdie wêreld, hy sê maar ook in die toekomstige. Ons weet nie eers presies hoe die toekomstige wêreld gaan lyk nie. Ons sien maar wat die Bybel vir ons wys en ons verstaan 'n paar dinge, maar hy sê Jesus is so hoog verhewe, hy's bo alles. Hy's op die toppunt van hierdie hele leer van heerskappye. Hy's bokant Satan, bokant die wêreld, bokant al die aardse heerskappye, sit hy in sy setel. En wat nou belangrik is om te besef is, ons is saam met Jesus op dieselfde plek. Dis wat Efesiërs 2 vers 6 sê. Hy het ons saam met Christus laat sit in hemelse plekke. So dis die plek waar ons is. So waar is ons? Ons sit saam met hom, bo alle owerheid, bo alle mag, bo alle krag, bo elke heerskappy en bo elke naam wat genoem kan word. So, op hierdie oomblik moet ons besef dat ons is nie die laagste in die voedselketting nie. Ons is nie die heel onderste in God se koninkryk wat hoop ons kan met alles wat bokant ons is beklei en deurkom en regkom en oorwin. En die Here gaan dalk van bo af beklei en ons moet hier van onder af beklei en iewers in die middel kan iets dalk gebeur nie. Mense het baie keer so begrip. Ons sit bo saam met Jesus. Ons is in die plek van heerskappy, in die hemelse plekke. Die Afrikaans sê, saam opgewek, saam laat sit in die hemele. Die Engelse vertaling sê dit vir my mooi. Even when we were dead in sins, dis Efesiërs 2 vers 5. He hath quickened us together with Christ. Die Afrikaanse vertaling sê hy het ons opgewek. So quicken beteken, hy het ons vermoëns gegee, wat ons nie gehad het nie. Wat beteken quick? Beteken vinnig. So, he quickened us. Ons was stadig en treurig, want ons was gewone mense en ons voete sleep, want ons is moeg, die sonde maak ons klaar en die siektes en al die dinge. Maar ons is saam opgewek in Jesus Christus. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Prys die Here. As ons dit kan vat, en as hierdie ding vir ons 'n werklikheid kan word, en ons plaas onsself in daai posisie, verander dit baie goed in ons lewens. Dan raak baie van die struikelblokke, baie van die uitdagings, baie van die goed wat ons mee sukkel, begin ons sien uit 'n ander perspektief uit. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Kyk nou hierdie prentjie. Die ou aan die linkerkant kyk op hemel toe en hy bid van hier af en hy roep na die Here en hy hoop daar sal iets kom. En dis tipies wat gebeur het in die Ou Testament. In die Ou Testament sien ons dat mense roep die Here aan. Moses gaan op teen die berg en daar het hy tyd met God gespandeer. Elia het God se vuur uit die hemel uit geroep. Hulle roep van onder af en God hoor. En hy roep en hy antwoord baie plekke in die profete praat hy, ek het
die geroep van my mense gehoor van die aarde af. Maar in die Nuwe Testament verander die hele prentjie. Die oomblik toe Jesus opgevaar het hemel toe, en hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader, sien ons disippels wat uitstap, Johannes en Petrus, op pad tempel toe, en hulle kom by die tempel se deur, en hulle staan by 'n man wat verlam is, en hierdie ou skud sy beker daar, want hy hoop hy gaan geld by hulle kry, en Petrus antwoord aan hom, en sê, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou. So jy sien in die Nuwe Testament, roep ons nie meer hemel toe, om iets te kry nie. In die Nuwe Testament stap ons in die posisie, en ons het dit. En dis eenvoudig wat Petrus en Johannes gedoen het. Hulle het gesê, dit wat ons het, gee ons vir jou. Wat het hulle? Die autoriteit van die naam van Jesus Christus, wat heel bo sit, in die hoogste posisie in die hemele, bo alle owerheid, bo alle mag, bo alle krag, en dan sê hy, bo elke naam wat genoem kan word. So wat se name kan ons noem? Daai ou wat daar voor hy tempel deurgesit het, weet jy wat was die naam van sy siekte nie? Afrikaanse name klink partykeer grand genoeg, ja, gee die dokter sulke Latynse name vir jou wat nog erger klink of vreesliker klink, maar dit maak nie saak wat hulle ook al dit noem nie, bo elke naam wat genoem kan word. Petrus sê, dis wat ons het. Ons het daai autoriteit. So ons sê vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop, en hulle trek hy lam man regop, en sy enkels word onmiddellik sterk, sy bene raak sterk, en hy staan op, en hy loop. Maar die hoendervleis slaat my uit soos ek hier sit, of staan. Dit is die setel van autoriteit, bo alle mag. So waar is ons? Ons is soos hierdie ou wat bo op die wolk staan. Ons kyk af op die omstandighede. Ons kyk af op die dinge wat in die wêreld gebeur. Ons kyk af. Ek dink aan nou, wat is sy naam? Een van die ou groot predikers. Hy het gestaan, hy het agter in sy kerk het 'n aardbol gehad, en dan vat hy daai aardbol en hy draai hom so, en hy kyk, en dan bid hy oor hierdie lande, soos wat hy hulle kyk. En hy bid vir die regerings, en dan luister hy op die nuus, wat gaan aan in watter lande, en hy identifiseer in die geestesrelm, waar is die duiwel besig om moeilikheid te maak. En hy bid oor daai aardbol, asof hy uit die hemel uitbid. Is dit nie wonderlik nie? Hy sit in die setel van autoriteit, saam met Jesus Christus. Dis die plek wat ons behoort te wees. Hoekom voel dit nie so nie? Dis die eerste ding wat by my ook opgekom het. As ek dan in die hemel sit, in die diepste van my wese, hoekom voel ek is nie daar nie? Want weet julle wat? Gevoelens is deel van die sintuie, wat slegs die aardse riem kan waarneem. Ons gevoelens sluit in wat ek kan proe, ruik, voel, hoor of sien. En dis sielsgebonde, dis aardsgebonde. My gevoelens kan nie voel in die hemel nie. Ek is nie in staat daartoe nie, want my gees sit in hemelse plekke, in Christus Jesus. So wat ek voel, ek kan net aardse goed voel. Ek kan net voel waar ek is, wat ek kan doen, wat ek nie kan doen nie, wat maak seer, wat maak bly. Ek kan net my gewone sintuie voel. So, om te glo, is die geheim om deur te breek na ons posisie in die hemele. Ons gaan nie op wat ons voel nie. Dis wat Paulus gesê het in 2 Korintiërs 5 vers 7 sê hy, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die Engels sê, we walk by faith and not by sight. So met ander woorde, wat ek sien met my oog, ek loop nie daar volgens nie. Want wat sien ek met my oog? Ek sien Vredefort se straat met die potholes. Ek sien die lamppale wat nie werk nie. Ek sien die swaar en die seer van hierdie ou lewe. En ek sien die mismoedigheid van die mensdom. Maar ek loop nie daar volgens nie. Ek laat dit nie hier toe nie. Ek beredeneer nie my lewe daar volgens nie. Want ek sit nie hier nie. Ek sit in hemelse plekke. I walk by faith and not by sight. Ek glo God se woord wat sê ek is daar, al is ek hier. Ek is hier en ek is daar, maar ek lewe uit die autoriteit wat ek daar kry. So dis hoekom dit nie so voel nie. Ek gaan dit mooi verduidelik vir julle op grond van
ambassadeurskap. Julle weet in Suid-Afrika, hier in Pretoria is daar 'n straat. Al die ambassades van die verskillende lande oor die wêreld is daar in daai straat. Ek het al daar gery, is eintlik nogal iets om te sien. Die verskillende ambassades, die boustyle en dan elkeen se vlag wapper voor daai ambassade. En daai stuk grond waar daai ambassade op staan, as dit die Amerikaanse ambassade is, dan is daai 'n stukkie Amerika binne in Suid-Afrika. Dis 'n stukkie Frankryk binne in Suid-Afrika. En as jy daar binne in daai ambassade is, dan is dit so goed soos jy bevind jou binne in Frankryk of binne in Amerika of binne in Duitsland, afhangende van wat een jy in is. Daar het die Suid-Afrikaanse regering nie 'n sê nie. Dis 'n stuk grond wat afgebaken is vir daardie land se ambassadeurs. En dan kom Paulus en hy sê in Filippense 3:20, hy sê ons burgerskap. Wat is burgerskap? Dis wat my ID sê aan watter land ek behoort. Ons burgerskap is in die hemele. So in die geestesriem, as ek my ID moes uithaal uit my sak uit, staan daar Johannes Hermanus Greef, burger van die Nuwe Jerusalem. Daar staan nie is hy citizen nie. So dit is ons identiteit, dit is waar ons geplaas word. En Paulus sê, ons moet weet, ons burgerskap is in die hemele. Weereens, ons gaan nie nog eendag 'n burgerskap daar kry nie. Ons het hom nou reeds. Ons lewe uit daai burgerskap uit. So, as ek, as 'n burger van die Nuwe Jerusalem, 'n burger van die hemel, hier op aarde wandel. Ek is 'n lid van 'n koninkryk, nie net van 'n demokratiese opset nie. In 'n koninkryk werk dit so, die koning is verantwoordelik vir die burger se welvaart. Die koning is verantwoordelikheid vir die vooruitgang van sy mense. Hy moet sorg dat sy mense kos het. In demokrasie werk dit so, jy's op jou eie. Jy gaan swaar kry, jy gaan swoeg, jy gaan die sweet van jou afdrup en dan gaan jy die belasting betaal. Laat hulle nog by jou kan kry. So, dis die demokrasie, maar in die koningskap werk dit anders. In die koninkryk moet die koning kyk na sy mense. As die mense van die koning swaar kry, is dit 'n slegte reputasie op die koning. So, wat word jou gebied deur jou tuisland? Wettige status. Dis die nommer 1 ding wat ons moet besef. Wettige status is dit wat ons in Christus Jesus in die hemel het. Sien, in die geestesriem is autoriteit vreeslik belangrik. Gesag is geweldig belangrik. Ek weet nie of julle al gelees het daar in die Nuwe Testament op 'n plek, het Paulus gesê dat die vrouens moet 'n hoofbedeksel dra ter wille van die engele. En hoekom? Want die engele kyk na die vrou en sy plaas haarself onder die gesag van die man, en die man is onder die gesag van Christus. So, gesag is 'n baie belangrike ding in die geestesriem. Paulus kom in Efesiërs 6 en hy verduidelik die koninkryk van duisternis. Hy sê, want ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, nommer 1, boonste rang van die duiwel. Teen die wêreldheersers van duisternis, dis die tweede in rang. Dis hulle wat aangestel word oor lande en oor streke en oor gebiede. Dis nou demone. Teen owerhede, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis die onderste vlak van demone. So, in die geestesriem is alles in range opgedeel. En dit gaan oor wie sit in die watter setel van autoriteit. En hy sê, daar is Jesus, heel bo. En daar is Jesus en ons saam met hom in dieselfde plek. So dis ons wettige status, en uit die wettige status uit, neem ons besluite, ons bid ons gebede, ons reik ons bevele uit, ons spreek met ons mond die dinge wat God se woord spreek. Dis baie belangrik om jou wettige status te handhaaf. Dis ons gesag, dis ons voordele. Jy het voordele omdat jy 'n burger is van die hemel. Jy het die burgerskap, jy het onderhoud, jy word geonderhou deur God se stelsel, want jy's 'n burger van die hemele. En dan jy God se beskerming. Hy bied ons sy beskerming, omdat ons burgers is van daai land. En dan kom ons by geestelike oorlogvoering, dit wat ek nou so 'n bietjie aangeraak het. Hoe kyk ons na ons stryd? Paulus sê,
Ons het 'n stryd, nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die bose geeste. So die verkeerde manier, kom ons begin daar. Die verkeerde manier is, ek veg vanaf die aarde, uit 'n posisie van desperaatheid, om Jesus so ver te kry, om my te help, om ontslae te raak van my probleem, of van die vyand, of van die goed wat my aanval, of van die uitdaging wat ek mee sit, teen die duiwel. So dis die verkeerde manier. Wat is die regte manier? Die regte manier is, ek veg vanaf die setel van heerskappy, uit die hemel uit die troonkamer uit, nie van onderaf nie. Ek veg uit die setel van heerskappy, uit 'n posisie van oorwinning. Ons moet onthou dat Jesus Christus het klaar die duiwel oorwin. Ek en jy hoef hom nie weer te oorwin nie. Al wat ons moet doen is om te staan in Jesus se oorwinning. Sê duiwel, jy kan nie by my steel nie, want jy het geen reg op my lewe nie. Jy kan nie my liggaam aanval nie, want Jesus het jou klaar oorwin. Sy enigste mag wat hy wil uitoefen oor jou en my is leuns. Dis al mag wat hy het, leuns. Om jou dinge wys te maak wat nie die waarheid is nie. So ek veg uit 'n posisie van oorwinning, nie uit 'n posisie van ek sukkel om daar te kom, ek moet nog oorwin nie. Daar's klaar oorwinning. Saam met Jesus Christus. Party mense kan kwai beklei met die Here in hulle gebed. Ek weet nie waarvan julle ook is wat so is nie, maar party mense beklei sê, Here asseblief, Here, jy moet help, jy moet gee, jy moet. En ek is besig om met God te beklei. Werk nie. Daai gebede werk nie. Want die posisie waar ek en jy is saam met Jesus Christus in dieselfde plek. Ons sit langs hom in die plek van heerskappy en uit daai posisie uit beklei ons teen dit wat nie in sy wil is nie. So ons beklei nooit met God nie. Ons hoef nie te stry om Jesus en God te oortuig om ons gebed te verhoor nie. Ons stem saam met wat Christus klaar gesê het, wat God klaar gesê het, wat Jesus klaar aan die kruis voor betaal het. Ek sê my genesing is vas in die naam van Jesus Christus, ek laat dit nie vaar nie. Ek gee nie my grondgebied af aan die duiwel nie. My voorsiening is vas. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle voorsien na die rykdom van sy heerlikheid. Met ander woorde, daar is vir my voorsiening vir elke behoefte. Ek kan nie skade ly nie. Dawid sê in Psalm 23, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Dit is my posisie. En ek stem saam met Jesus uit daai posisie van autoriteit teen die uitdagings in my lewe. Teen die finansiële ondergang, teen die siekte wat dreig, teen die goeders wat nie reg is in my lewe nie. So ons is saam teen die magte van duisternis. Hoekom maak dit so belangrik? Hoekom is dit so belangrik om hierdie goed te besef? Wat maak die posisie so belangrik? Want posisie bepaal autoriteit. Dis wat ek net nou ook gesê het. In die geestesrealm bepaal dit autoriteit. 'n Koning het autoriteit omdat hy op die troon sit. 'n Koning neem 'n troon in en die dag wat hy op die troon gaan sit, van daai dag af buig die volk voor hom en luister na elke uitvaardiging wat hy gee. 'n Regter het autoriteit omdat hy op die regbank sit. Niemand bevraagteken sy autoriteit nie omdat hy sit in daai setel. 'n Generaal het autoriteit omdat hy in die militêre hiërargie van die weermag geplaas is. So 'n generaal het sy goed hier op sy skouer, hy het sy badge hier, al sy toekennings, al sy goed, en daai sê vir jou wie het jy mee te doen. Daai sê vir jou dat jy moet salieer as hy verbyloop. Want dit is sy autoriteit. En ek en jy het autoriteit omdat ons in Christus sit in die hoogste setel van autoriteit in die hemel. Dis hoekom. Omdat ons daar sit. En of ek voel ek sit daar, het niks met die prys van eiers te doen nie. Daai woord sê, ek sit daar. En dis wat saak maak. As hy dit sê, dan is ek daar. En dit is wat belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is om ons posisies saak te maak. Kyk wat het Jesus gesê, omtrent hierdie plek van autoriteit. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag.
So Jesus sê, ek gee aan jou autoriteit, ek gee aan jou mag, om op slange en skorpioene te trap. Hierdie is beelde vir demoniese magte. Slange en skorpioene, word dwars deur die Bybel gebruik. Het is interessant dat die een is 'n dier van die dag en die ander is 'n dier van die nag. Dis hoekom hulle so onderskei. Slange is meestal in die dag, skorpioene sien jy meestal in die nag. Slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En ek het al hoeveel preke en boeke en goede gelees wat die mense sê, ja, jy moet pas op as jy nou met hierdie duiwel te doen het, moet jy eers dit doen en dat doen en jy moet nou eers vas en bid en jy moet nou. Jesus het gesê, ek is in die hoogste setel, ek het mag oor al die krag van die vyand. Niks is te veel nie, niks is te groot nie, niks is te gevaarlik nie. Hy sê daar, niks sal julle ooit skade doen nie. Ek het gehoor van 'n grapie, hulle sê eendag toe die predikant so gepraat en vertel hoe gevaarlik is die duiwel en hoe moet die mens pas op, want die Bybel sê hy's 'n brullende leeu en staan een van die manne daar agterop toe sê hy, ag prediker, hy's eintlik maar net 'n toothless pussycat. So, oor al die krag van die vyand, niks sal julle ooit skade doen nie. Dis die plek waar Jesus my en jou plaas. Kan ons nie maar net sê, dankie Here Jesus. As God sê, dis waar ek is, hoekom wil ek iets anders voel? Hoekom wil ek myself laer plaas? Hoekom wil ek myself onder die vyand se aanvalle plaas en al die moeilikhede wat in my lewe bring? Ek is oor hom aangestel. Ek is bo omstandighede. Ek is in heerskappy. Ek is in oorwinning. Efesiërs 1. Hier gee vir ons 'n mooi prentjie van hoe dit saamgestel is. Efesiërs 1 vers 22 sê, en hy, met 'n hoofletter, het alle dinge onder sy voete onderwerp. Hy praat hier van Jesus. Alle dinge. Met ander woorde, dit sluit kwessies in. Hofsaake, gesondheid, mediese verslae, alles wat jy aan kan dink. Alle dinge onder sy voete onderwerp. En hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wie is die gemeente? Dis ons, God se kinders. En dan sê hy, die gemeente wat sy liggaam is. So nou moet ons mooi wiskunde maak. Jesus sê, hy het alle dinge onder sy voete gesit. So onder die liggaam se voete is alles. En dan sê hy, ek het myself, hy het homself as die hoof gegee, die kop, die hoof van die liggaam. Het hy vir die gemeente gegee, en dan sê hy, en die gemeente, wat sy liggaam is, met ander woorde die res van die liggaam, van die nek af, tot die arms, bors, lende af, tot by die voete, is die gemeente. So waar is alle dinge? Onder die voete van die gemeente van Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Die volheid van hom wat alles en almal vervul. So, Jesus die hoof, ons die liggaam, maar alles is onder jou en my voete. Dis hoekom Romeine 16 vers 20 sê, en julle sal, God sal spoedig die vyand onder julle voete vertrap. Hy is onder ons. Ons kan maar trap. Hy is daar. Die gelowige wat sy posisie ken, is die gevaarlikste mag in die heelal teen die koninkryk van duisternis. Die gelowige wat hierdie posisie ken en dit geneem het en gesê, dit is my plek, dit is waar ek is, dit is waar ek staan. Jy is die gevaarlikste mag en die gevaarlikste posisie in God se hand in hierdie heelal. Vir jou sal niks onmoontlik wees nie. En dis wat Jesus gesê het, vir hom wat glo is alle dinge moontlik. Vir hom wat glo wie hy is en waar hy is. Hoe werk dit prakties? Kom ons gaan kyk so 'n bietjie, hoe gaan ek dit toepas in my lewe? Hier 7 punte. Punt nommer 1. Kom ons neem 'n voorbeeld. Kom ons veronderstel ek het 'n siekte.
Duiwel val my aan met een of ander siekte in my liggaam, ek tel 'n siekte op. Nommer 1 ding is, jy smeek nie God vir genesing nie. Daar's baie goeie mense wat met baie goeie bedoelinge die Here smeek en soebat, Here asseblief, genees my. Maar dis die verkeerde metode. Jy sal sien 9 uit die 10 keer uitwerk so gebed nie. Want God het 'n ander patroon. Jy sien, God werk sekere dinge op sekere maniere. En ons moet uitvind, wat is God se metode, laat ons daai metode kan gebruik. Daar in die Ou Testament, toe sê die Here, bring die ark van die Here terug na Jerusalem toe. En hulle is opgewonde, en hulle steek brandoffers aan, en hulle dans, hulle maak musiek, maar hulle laai die ark bo op 'n wa. Terwyl God gesê, die Lewiete moet die ark dra op hulle skouers. Steek die draaghoute deur die ringe, en hulle moet hom dra op hulle skouers. Maar hulle dink, ons gaan maar ons manier volg. En toe die osse struikel, en die ark wil van die wa val, toe steek Usa sy hand uit, en hy keer die ark, en net daar val hy morsdood neer. En koning Dawid, wat daai tyd in beheer was, is hartseer en gebroke. En hy sê, ek kan nie die ark van die Here na my toe bring nie. Dis te gevaarlik. Ek is teleurgesteld in wat God gedoen het. En hy laat staan daai osse langs die pad, en hulle dra daai ark in Obed-Edom se huis. En daar bly hy vir 'n ruk, totdat Dawid agtergekom het, ek moet God se dinge op God se manier doen. En toe hulle terug gaan om my ark te gaan haal, toe kom die Lewiete, hulle steek die draaghoute in, hulle tel daai ark op, en hulle sit hom op hulle skouers, en hulle loop in Jerusalem in, en die blydskap van die Here is daar. En dit is hoekom die Here ook sê, doen my dinge volgens my metode. 1 Korintiërs 11, dink ek nou sommer aan, die nagmaal. Hy sê, dis die liggaam van die Here, dis die krag wat God gee om jou te genees, dis die bloed van die Here, die bloed wat kom om jou te vergewe. Hy sê, maar daar's hulle wat dit onkundig gebruik, en onregmatig gebruik, en hy sê, daarom is daar onder julle swakkes, en sieklikes, en party is al dood. Want hoekom? So Jesus se liggaam gebruik op ons manier. God sê dit werk nie. So hoe die Here gesê, hoe werk ons met siekte? Ons kan maar gaan lees, dwars deur Jesus se bediening, die apostels se bediening, elke plek sê jy dit kry, dit werk soos wat ek hier sê. Jy smeek nie God vir genesing nie. Jesus het God nooit gesmeek nie, nie een van die disippels het die Here ooit gesmeek nie. Ek het nou vir julle vertel hoe dit gewerk by die tempel se deur. Dit was die metode. Nommer 2, jy erken dat siekte onder jou voete is. Die oomblik wat 'n mens hierdie siekte in jou liggaam moet ervaar. Nou kyk, siekte is 'n uitdagende ding. Veral as dit 'n maagaandoening is. Kyk, ek het al 'n maag gehad wat vir my, hy laat my voel ek is diep onder hom. Maar siekte moet ons in 'n oomblik van tyd moet ons onsself plaas en sê, ek is in heerskappy, hierdie siekte is onder my. Hy's nie bo my nie. En dan die derde ding, moet ons besef, genesing is reeds voorsien deur die wonder van Jesus. Want dis 'n ander ding wat ons nog mee struikel. Ons wil hê Jesus moet nou daar bo in die hemel, moet hy sê, genees vir Johan daar op aarde. Nou sal jy gesond wees. Nee, 2000 jaar terug is die volheid van die prys. Hy sê daai 39 houe wat op Jesus se liggaam geval het, by his wounds we are healed. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is baie interessant as julle gaan sien, die wetenskaplikes sê, daar's 39 siektegroepe op hierdie aarde. En Jesus is met 39 katshoue geslaan. Een hou vir elke siektegroep wat daar is. So, die voorsiening vir genesing is reeds klaar. Dit hoef nie nou gedoen te word nie. Die uitvaardiging is klaar. Dan, die vierde punt is, nadat jy al hierdie goed vasgemaak het in jou hart en in jou gedagtes, dan beveel jy die siekte om jou te verlaat in die naam van Jesus. So ek beveel nie vir Jesus, vat die siekte weg nie. Ek praat met die siekte. Ek sê siekte, gees van krankheid, depressie, hoofpyn, hartprobleem, in die naam van Jesus Christus, wyk uit my liggaam uit. Dit is die setel van autoriteit, dis die manier om te praat. En dan die 5de punt, jy hoop nie vir genesing nie, jy dwing dit af.
Dis wat 'n koning doen. Die Here het ons konings en priesters gemaak. So, ek gaan nie en ek hoop nou gaan hierdie ding vir my luister nie. As een van my werkers, wat ek mee werk, as ek vir hulle sê, doen vir my dit, dan doen hy dit. As hy dit nie wil doen nie, is daar moeilikheid. Ek gaan nie om soebat nie. Ek beveel hom. Want ek sit in die posisie van werkgewerskap. Ek is in die posisie van autoriteit. So, dis dieselfde met hierdie goed. Jy beveel hom. Jy praat met hom. Jy dwing dit af. En dan die 6de punt. Jy laat vrees nie toe nie. Jy sien, vrees is 'n ding wat die duiwel werk, want waar vrees inkom, gaan geloof uit. Die twee staan teenoor mekaar. Dis twee goed wat heeltyd tou trek met mekaar. As ek die een toelaat, is die ander een uit. As ek hierdie een inbring, gaan die ander een uit. As ek vrees inbring, gaan geloof uit. As ek geloof inbring, gaan vrees uit. So, vrees is 'n ding wat die duiwel partykeer wil bring. Die oomblik wanneer ek en jy in autoriteit, dan dink ons, wat as dit nie gebeur nie? Wat as dit nie gaan werk nie? Wat as dit nie effektief is nie? Moet ek nie maar eerder die menslike metode volg nie? Moet ek nie maar eerder doen wat ek kan en my eie kop volg nie? Vrees. En dan die 7de punt, die laaste een. Jy dank die Here vir volmaakte genesing, asof dit reeds so is. Jy tree verder op asof dit klaar is. Want dis wat geloof beteken. Geloof is om te ding te vat wat nog nie daar is nie, asof hy reeds daar is. Romeine 4 vers 17 sê hy, dat Abraham het God geglo, wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dis hoe God werk, met geloof. Wil sê, as jy gaan mooi kyk in die Hebreëse teks, in die begin van Genesis, dan sê jy sien, daar waar God gesê het, laat daar lig wees. Eintlik is daar net twee woorde in die Hebreëus. En dit is lig wees. Dis wat God gespreek het. In Engels is dit light be. Dis vertaal as laat daar lig wees, maar dis nie 4 woorde nie. So, dit is hoe geloof werk. Hy sê, deur geloof het God die hele skepping toeberei. In Hebreërs 11 lees ons van al die geloofshelde. Nie een van hulle het gesoebat en gesmeek nie. Hulle het almal opgetree in dit wat die Here vir hulle gebied het om te doen. So dis die praktiese sy van dit wat ons doen. Kyk wat sê Jesus. Voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. So wat doen ek en jy? Ons val op ons knieë, Here, vat die berg weg. Here, asseblief, hierdie berg, o Here. Werk nie. Doen God se ding op God se metode. Wat is God se metode? Sê, dankie Here, ek sit in hemelse plekke saam met U. Dankie Here, ek is nie 'n gewone mens, ek is kind van God. Wedergebore, vervul met die Gees, gered deur die bloed van die Jesus, gereinig, geheilig, verwyder uit die wêreld, oorgebring uit die koninkryk van duisternis, ingebring in die koninkryk van die seun van die liefde. En ek staan in hierdie autoriteit wat U my gegee het. En ek sê vir jou berg, hoor die woord van die Here, in die naam van Jesus Christus, werp jou op en val in die see. En wat ek sê, sal ek verkry. Ons bid te veel vir die berg, en praat te min met die berg. Daar's 'n verskil. Romeine 5 vers 17. Wat as die gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Ons is geroep om te heers. Ons is geroep na die plek waar ons heers oor alle omstandighede en oor elke uitdaging. Ek het so 'n voorbeeldjie hier wat ek graag vir julle wil wys. Soos hierdie kasteel vat. Daar is vyand besig om hom aan te val. Nou van hier waar jy staan, waar die foto geneem is, lyk dit rof. Jy sien die manne met die perde en dit is wapentuig en allerlei goeders en hulle val hierdie kasteel aan. Maar binne in daai kasteel sit die koning. En hy sit bo in die toring, in die hoogste posisie. En van daar af sien hy 'n ander prentjie.
Ek wat hier onder staan sien net, dit gaan wild en dit is kwaai en hierdie ouens gaan nie kan hou nie, hierdie kasteel gaan brand, hulle gaan val. Maar bo in die toring sit die koning en hy sien sy magte wat van buite afkom, sy perderuiters, wat hierdie ouens wat hier by die kasteel se deur wil in. Hy het hulle klaar omsingel, hy het klaar sy boogskutters in plek, hy het sy swaardmanne in plek, hy is reg met die spiese. Hy sien 'n ander prentjie. Sien waar jy in die middel van die storm is, sien jy nie daai prentjie nie. Maar die oomblik wat jy in 'n hoër plek kom, kry jy die ander perspektief. En dit is waar God is. Hy sê daar is duisende wat kniel voor sy troon. Daar is 10,000, 10,000 engele. Die naam van God wat die meeste gebruik word is Here van die leerskare. En dan kom die Here en hy sê in Jakobus, sê hy dat hierdie leerskare van engele is in diens van die heiliges. Ja, weet julle wat het ons tot ons beskikking? Jesus staan voor Pilatus, hy sê man, dink jy nie ek kan nou 12 legioene engele van my Vader afroep nie? Ek kan as ek wil. Jesus kon op daai oomblik gesê het, Here stuur daai 12 maal 12,000, 144,000 engele. Maak die Romeine gelyk, maak hierdie Fariseërs en Sadduseërs en almal sommer klaar gelyk, almal wat my vyandig is. Maar as Jesus dit gedoen het, was daar nooit vir my en jou verlossing van sonde nie. Hy moes die pad stap, hy moes sterf, hy moes opstaan uit die dood. Anders was ons nie vandag gesetel in hemelse plekke nie. Dan was ons gebonde aan hierdie aarde. Dan was ons maar treurig en hopeloos en ons was net ons eie menslike vermoëns met ons eie ou Vredefort of waar ons ook al bly se beperkinge. Maar nou, omdat Jesus gehoorsaam was, sit ons met die legioene engele tot ons beskikking. En die oomblik wat ons bid, in lyn met wat God se wil is in hierdie woord, gaan hulle. Jesaja 55 kan jy gaan lees, hy sê, die engele wag op God se woord. Die oomblik wat ek 'n skrif daar vat, en ek spreek hom, in autoriteit, begin die hemel hier bokant roer, want die engele word uitgestuur. Laat hulle die dinge gaan doen. So dis waar ons is. So hoe begin ek om te leef uit my hemelse posisie? Hoe doen ek dit? Die nommer 1 ding is ek vernuwe my gedagtes. Romeine 12 vers 2. Vernuwe julle gedagtes na die gedagtes van Christus. Gaan kyk hoe het Jesus gewerk, hoe het hy opgetree, hoe het hy met demone gewerk, hoe het hy met siektes omgegaan, hoe het hy met mense omgegaan. Hy is ons uiterste voorbeeld. Die tweede ding is, ek oordink en memoriseer Efesiërs 2 vers 6. Efesiërs 2 vers 6 is, ons sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Ek moet hom oor en oor vir myself sê. Hulle sê mens moet 'n ding neerskryf 'n paar keer, dan begin hy ingang vind in jou binneste, dan sal jy hom nooit weer vergeet nie. So dalk moet ek vir julle uitskryfwerk gee, soos daai wat ons op skool gekry het. Efesiërs 2 vers 6, gaan skryf hom 'n bietjie 50 keer uit, dan word hy deel van jou lewe. Hy word vas. Ek is in hemelse plekke in Christus Jesus. Ek is in hemelse plekke in Christus Jesus. Bely en verklaar dit hardop totdat dit insink. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. As ek met my mond spreek en my ore hoor, dan begin ek daai siklus wat ons in die eerste lesing van gepraat het, van praat en hoor, en so vorm ek my eie nuwe gedagtes, soos wat die woord ons leer. Dan nommer 4, jy leer om te bid uit daardie posisie uit. En hier is die ding wat ons moet luister, hoe klink my gebed? Ek moes al 'n paar keer oorbegin. As ek begin bid en dan bid ek verkeerd, dan moet ek oorbegin. Sê, sorry Here, ek het nou hier 'n verkeerde posisie uitgebid. Ek moet bid uit die posisie van heerskappy uit. Ek moet bid uit die posisie uit waar Jesus is langs my, hy is nie teen my nie. Ek moet bid uit die posisie uit waar die vyand moet hoor wat die woord van die Here sê. Ek moet bid uit die posisie van heerskappy. Ek moet weet wat het ek moet weet wat is myne. Hou op bid soos 'n bedelaar.
Bedelaarsgebede rig nie veel uit nie. En dan die 5de punt, sien jouself langs Jesus in die hemele van waar jy bid in lyn met sy wil. John J. Lake het gesê, we must pray up into God. Dit is altyd so mooi. Pray up into God. Wanneer ons oë sluit, neem 'n oomblik voordat jy begin praat. Partykeer is ons soos 'n wegholtrein, ons wil net dadelik die goeie bid en sê en ons hart voor die Here uitstort en vertel van al ons moeilikheid. Neem 'n oomblik, word stil en sien jouself daar. Plaas jouself daar. Ek wil hê ons moet nou opstaan en dan moet ons net 'n oomblik neem en dit doen. Dan gaan ek vir ons afsluit. Maar kom ons gaan opstaan en dan gaan ons net vir 'n oomblik stil word en gebruik jou verbeelding, gebruik jou gees en dink jouself in daar, bo, heel hoog, gaan hoër op as wat jy dink jy nog ooit gedink het, geredeneer het. Sien hoe die aarde klein word hier agter en sien hoe die probleme van die wêreld saam met hom klein word. En sien hy berge in jou lewe hoe hulle soos molshope raak kleiner muurshope. Naderhand is dit net 'n spikkel. Jy kan hom nie meer sien nie. Jy gaan op en op en op en op. Jy kom op hierdie plek waar die lig begin skyn. Sê die hemel is vervul met die lig van die lam. Die son skyn nie daar nie, daar's geen nag nie, dit is, want die lam verlig die stad, en jy sien hierdie plek, waar die engele sweef, en die heerlikheid van die Here is daar oor hy stad, en oor die wonderlike plek, en dan begin jy die troon van God sien, jy begin sien die leerskare wat voor hom staan, wat weerskante van hom staan, wat wag op sy woord, en wag op sy uitvaardiging, en jy kom nader, en jy sien vir Jesus, die liefling van ons siel, aan die regterhand van God die Vader. En langs hom is daar 'n oop stoel, oorgetrek met goud, suiwer, skoon, heilig. En dan gaan sit jy daar. En wanneer jy gaan sit, dan kyk jy terug af op hierdie aarde. En dan begin ons bid. Here Jesus, ons dankie vanaand. Here, dat ons hier langs hier kan sit. Here, in my gees kyk ek vanaand af op hierdie aarde en ek sien ons ou land, ons sien klein, maar so mooi van hier bo af. Here, en hier van bo af sien ons nie al die seer en die swaar en die moeilikheid nie. Here, hier van bo af sien ons die leerskares wat hier staan, wat wag, en sê, Here, wat gaan ons volgende doen? Wat is die take wat U vir ons oplê? En Here, terwyl ons kyk na hierdie land, sien ons dorp, ons sien vir Vredefort, ons sien sy strate en sy huise, ons sien sy mense, ons sien hulle harte wat smag na lewende water, wat smag om los te kom van die ellendes van hierdie ou lewe. Ons sien die harte wat roep na hoop, en wat sukkel om by dit uit te kom. Maar Here, hier waar ons is alle hoop, alle mag, alle krag, alle heerskappy. En Here, daarom kom ons nou en ons kom bid. En ons bid, Here, vir hierdie dorp, en vir hierdie gemeenskap, en op elke plek wat hier vanaand verteenwoordig word, Here, elke plaas, elke gemeenskap, Here, elke familie, waarvan ons lede is, Here, ons kyk vanaand oor hulle almal, en ons spreek, Here, wees genadig, Here, gryp in lewens, Vader, red siele, bring hulle nader aan U, Here, raal hulle uit die magte van duisternis uit, Here, ons kom trap op die werke van Satan, Here, ons kom op vertrap verslawings, Here, ons kom vertrap bindinge, in die naam van Jesus Christus. Lang genoeg het hy verniel en gesteel en geslag, Here. Ons verwoes dit in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, Here, ons kom in die autoriteit van U naam, Here. En ons kom praat teen elke boosdoener, wat in hierdie gemeenskap homself wil vestig, wat wil kom dwelms verkoop in hierdie strate. En ons kom bind hom, Here. Ons kom bind sy gees, ons kom bind sy hande, Here. Vader, hy sal niks meer kan uitrig nie.
Hy sal nêrens meer kan effektief wees nie, Here. Ons maak sy besigheid toe in Jesus naam. Here, ons bid soos wat die vyeboom verdroog het langs die pad wat U vervloek het, Here. Bid ons, Here, dat hierdie geldmag wat hierdie dwelms inbring, Vader, dat hy sal opdroog in die naam van Jesus Christus, Here. En dat daar geen effektiwiteit meer verder sal wees, die Here. Maar Vader, ek bid vanaand, Here, sien ek U kinders, Here, en ek sien, Here, dat hulle word magtige helde in U hand, Here. Hulle word kragtige manne. Ek sien hulle gewapen met die swaarde, met die skilde, met die helms, met die borsharnasse, met die gordels, Here, met die voete wat bereid is vir die evangelie. Here, ek sien hoe U elkeen beklee, Here. Ek sien hoe hulle vervul word met die Heilige Gees en met vuur, Here. Ek sien hoe hulle in die strate uitgaan. Ek sien, Here, hoe die woord by hulle mond uitgaan, Here. Hoe dit saad saai, hoe dit 'n oes opbring, Here. Hoe dit 'n groot en 'n wonderlike gebeurtenis in mense se lewens doen, Here. En Vader, Here, ons loof U daarvoor, Here. Ons prys U, ons aanbid U, Here. Vader, ons kom vanaand, Here, en ons sien ons land wat droog is. Here, van die Kaap af tot bo in Transvaal, Here, is dit droog en daar's nood, Here, en ons roep na die reëns, Vader. En ons bid, Here, U het gesê dit is God alleen wat kan reën maak. Geen afgod kan dit maak nie. En ons roep, Here, vir uitkoms vir elke boer, Here. Vir elkeen wat sy hart rig na God, Here, en sê ek weet waar my hulp vandaan kom. Want Vader, Here, ons loof U vanaand, Here. Ons dank U, Here Jesus, dat U maak los, U maak vry, U bring nuwe hoop en nuwe krag en nuwe lewe. Ons kom bid vir die mannekamp van hierdie naweek, Here. Ek kom bid vir elke man wat 'n afspraak het met God hierdie naweek, Here. Ons wil bid, Here, ruk hom uit sy toestand uit waar hy U nodig het, Vader, en bring hom op die pad van die lewe, Here. Plant sy voete op die rots van die eeue, Here. Bring hom in die weg van die koning in, Here, en laat hy oorkom in die koninkryk, Here. Vader, ons sien hoe die magte van duisternis vlug voor God se gees, Here. Ons sien hoe hulle pad vat, Here, voor elke man, Here, wat sy hart vir U kom gee. En ons prys U daarvoor, Here. Ons dank U, Here Jesus. Here, nou wil ons bid, Here, dat die engele voor ons sal uitgaan. So ver as wat ons gaan, op elke plek waar ons voet neerplaas, Here, dit gee U aan ons besitting, Here. Op elke plek waar ons invloed het, Here, maak U vir ons deure oop, Here, sodat die evangelie kan ingaan, sodat die goeie nuus kan versprei word, Here, sodat Jesus kan verheerlik word, Here. En dankie, Vader, dat ons voortrek as magtige helde in Jesus naam, Vader. Nie as swakkelinge nie, nie as bedelaars nie, nie as mense wat in wanhoop uitroep hemel toe nie, maar ons staan in hemelse plekke saam met ons verlosser en ons heiland, wat ons daarna toe geneem het. En ons prys U vir die voorreg in Jesus naam. Amen.